Stryd van die reuse. Rugby stories van Tuka tot nou. Opgewonde om vanoggend 'n bietjie rugby te gesels, kan jy glo ek gesels rugby en dit vanoggend met Michael Green van die skrywer van Stryd van die reuse. Michael, goeiemôre, baie welkom. Môre François. Kom ons gesels oor hierdie pragtige boek wat hier langs ons so regop staan, Stryd van die reuse. Waaroor gaan dit, Michael? Wel, François, ek is al langer as 35 jaar 'n rugby skrywer en deur die jare het ek soveel wonderlike avonture beleef en soveel lekker onderhoude gevoer met spelers en goed. En stories geskryf dat ek het besluit dit is nou miskien net nou is die regte tyd om dit in 'n boekvorm te sit, anders gaan ek dalk nooit doen. Verseker, dan gaan daai stories verlore, nê, en niemand weet ooit daarvan nie. Ja. Ek sien julle sê hier so ons haal hom aan. Wynand Klaasen in 1981-82 was hy natuurlik Springbok kaptein. Hy het sê dis 'n anderste en 'n verrassende rugbyboek. Nou wat bedoel hy daarmee? Miskien bedoel hy dat weet ek skryf so 'n bietjie baie wat agter die skerms ook gebeur het, soos byvoorbeeld die een storie gaan oor hoe ek en 'n Suid-speler van die Suid-Sea Barbarians 'n kopstomp kompetisie gehou het. Ja. Het ons gekyk wie die langste bly staan en miskien is dit waarna Wynand verwys. Hoorie, maar die stories wat hierin vervat is, Michael, is sekerlik goud werd. Is daar stories wat mense gaan lees hier wat hulle glad nie van geweet het nie? Ja, ek glo so verseker, jy weet, ek sê altyd rugby is nie net vir die elite nie. Jy weet, mense het nie net stories oor Springbokke nie. Presies. Ja, daar is ook wonderlike stories wat weet in die land het almal 'n rugby storie. So wat ek probeer het is ook om met minder bekende spelers en afritters en so aan te gesels en hulle storie ook te verewig. Nou jy is ook bekend as R. Reiger wat die natuurlik fiksieboeke en roman en so aan romans vooraan skryf en agteraan. Hoekom dan nou 'n rugbyboek wat nou so feitelik is? Wel, jy weet, ou moet maar so 'n bietjie uitbrei, weet ek kan nie. Ja. En ek dink dit is ook net 'n logiese uitvloeisel van my eintlike werk, die skryfwerk as R. Reiger is ek meer voorberig as bekend sou ek sê. dit bring jou meer in die moeilikheid as dit. Ja, dis reg. Die stories hierin vervat, Michael, wat jou gunsteling? Of is dit 'n onregverdige vraag? Ja, ek het nie regtig 'n gunsteling nie. Miskien die ene waar ek vertel my een skoolhoof Willie Katz, hy's ook 'n Springbok rugby speler gewees. En hy het vir my boekhou gegee en ek het as prins boekhou gedop net om deur hom pak swaar te kry. Dan kan ek gaan spog by my maats. Nee, die Springbok het my gemoer. So praat 'n boer. Hoorie, waar is jou boeke te kry? Die boeke is veronderstel om by die meeste boekwinkels te wees. As jy daar kom en jy vra en hy's nie daar nie, dan beveel ek aan jy gee die persoon 'n vleiende konynkap. Want dit is om 'n nonsens, maar as jy hom nie daar kry nie, jy kan hom by Takealot of by Amazon bestel of by die webwerf rugbyboek.co.za. Ek moet jou sê, toe ons deur hierdie titels kyk, jy het 'n paar interessante titels hier. Soek tog na 'n glasoog. Ek wens ek kan daai storie nou vertel en ons het tyd gehad. Beste padda, ongewilde onoorwinklikes en dan kaptein span die seile. So Kurt Derrins ook omtrent hier so in die boek. Baie sterkte met hierdie boek. Ek glo dat die rugby entoesiaste gaan hom verskriklik geniet. En soos wat jy sê, dis nie net vir die elite nie, nê. Dis vir enige ou. So ouens wat self soos ek wat miskien nie noodwendig in rugby belangstel nie of baie van dit weet nie, sal dit ook geniet want dit is goeie stories. Ek glo so, dan baie beslis. Daar sê dit dan Michael Green wat met ons gesels het vanoggend oor hierdie fantastiese boek wat hy geskryf het, Stryd van die reuse, en dis rugby stories van Tuka tot nou. Bly gerus ingeskakel vir nog 'n koerantbespreking saam met Christel, maar onthou as jy hierdie boek wil bestel en homself wil deurlees, is jy baie welkom om te gaan na rugbyboek.co.za. Dis so eenvoudig soos dit.